ons het regtig baie waardering vir julle. So manne, dis braaidag vandag op 'n ander manier, of as jy nou nie wil braai nie, dan moet jy daar nou seker maak of 'n kos of 'n uiteet, of whatever ook al die geval is, daar by julle mag dit vir julle 'n mooi dag wees. Ons het 'n lied in die liedboek, lied 170, wat die grootheid van die Here besing. Hy sê net heilig, heilig, heilig. En dan sê ons vir daardie selfde Here, ons aanbid U. Ons gaan hierdie lied so 3 keer sing, sommer net so terwyl ons so sit. Ons gedagtes rig op ons wonderlike God en Hemelvader. Lied 170, so 3 keer deur. Geliefdes, mag hierdie diens vanoggend vir jou 'n veilige hawe wees. 'n Plek waar jy kan asemhaal. Mag jy God se stem hoor wat sê, moenie bang wees nie. Dit is ek. Gemeente van ons Here Jesus Christus, mag daar vir julle genade, barmhartigheid en vrede wees van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees wat in en deur ons werk, selfs in die storms van ons lewe. Kom ons staan dan nou en sing 'n loflied in die woorde van die 215, besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Ons sing vers 1, vers 3 en vers 5 staande saam van hierdie loflied. Besing die lof van Jesus op, ook engele bring hom eer. Juich hemelwaarder om sy naam en neem op, volg op, loof op, Christus is Heer. Verdwaasde mens aanvangen dat hy
Vriende, in die lewe kry ons mos nou baie keer stampe en stote. Ons kry die lewe wat gebeur. Ons kry mense wat ons bevraagteken, wat die kerk en alles bevraagteken. En nou is daar hierdie rympie wat ons opsê gereeld in die kerk. Vir baie mense net 'n rympie. Maar vir ons, saam oor baie eeue, dieselfde oor baie tale en kulture. Ons noem dit die apostoliese geloofsbelijdenis. 'n Opsomming van wat ons glo. Ek het nou die voorreg gehad om die afgelope tyd dit weer saam met die mense in Chichewa te hoor, nie 'n aks te verstaan van die woorde nie, maar te weet wat hulle sê nie. Want ons het dieselfde rympie. Dieselfde oor en oor sê, daai fondasie. En toe kom die Skotte by en hulle sê dit in Engels op. Nou, verbeel jou nou Afrikaans, Engels en Chichewa gelyk hierdie stukkie opsê. Maar in ons harte weet ons is een met Jesus Christus. Kom ons staan. Dis nou nie dat ek julle aerobics wil laat doen nie, maar dit sal die laaste keer voor die preekies wat julle staan. Maar kom ons staan. En ons sê dit vir mekaar op. En as jy langs iemand is, vat sommer daai ou vrou se hand ook. Kom ons wees een met die kerk in die hele wêreld om saam ons geloof in die verenigste waaragtige God te kan beleef. Kom ons staan. Hardop lekker. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie. En dit is daai God wat vanoggend met ons wil praat in die woorde van Matteus 14. Ek weet ons was laasweek ook by Matteus 14, maar nou ons gaan 'n bietjie verder. Lees vanoggend van vers 22 af. Matteus 14 van vers 22 af. So met die Bybels oop op ons skote, kom ons maak net gou ons oë toe. Here God, ons elkeen wat vandag hier in hierdie gebou sit of inluister, se verhaal lyk anders. Sy belewenis van die wêreld en die lewe, ja, ook hulle belewenis met U is anders. Ons het ook met verskillende emosies wat ons hiernatoe kom. Party van ons is bekommerd, ander is opgewonde, ander is sommer maar net hier. Ander het uitgesien om hiernatoe te kom. Wat ons verhaal ook al mag wees, en al kan ek dit nie heeltemal verstaan as mens nie, weet ek, wil U elkeen van ons vandag hier rondom U woord vergader. Het U met ons 'n afspraak? Is ons hier nie omdat U in hierdie kerkgebou bly nie, maar oor 'n ander onverstaanbare ding, en dit is dat U op dieselfde oomblik op verskeie plekke kan wees, dat U nie in tyd en 'n plek vasgevang is nie.
Here, help ons om die dinge wat ons aandag wil aflei, uit ons gedagtes uit weg te kry. En ons te kan laat toespits op u woord. U woord soos wat dit hier in Matteus 14 staan, maar ook in die preek, hopelik ook relevant vir ons sal word. So Here, of ons belewenis vanoggend net u woord is uit die skrif of uit die prediking, of uit die saamwees hier met medegelowiges, uit die sang uit, of die orgelspel, of sommer net alles. Ons loof u vir die feit dat u uself met ons bemoei. En ons wil vir u dankie sê, dat u vir ons lief is. Seën ons vanmôre, soos net u kan, asseblief. Amen. Goed, julle, Matteus 14, kan julle nou dalk van verlede week af onthou, het ons melding gemaak gaan, dit is nou direk na Johannes die Doper se dood. En dan gaan Jesus hulle so bietjie na, kan ek maar sê, soek hulle bietjie 'n stiller tyd. Dit was vir hom baie sleg. Johannes was mos nou lewenslange vriend van hom. Dis breed vermoed. Maar dan stroom die mense na hulle toe. En dan sien Jesus, kry hulle jammer. Dan stuur hy hulle nie net met kos, geestelike kos nie, hy stuur hulle ook weg met 'n wonderwerk na die vermeerdering van die brood en die visse. So sê vers 22, so net daarna het Jesus sy disippels in die skuit laat klim en om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. En toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skuit was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. En van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Nou kom, sê hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Ek wonder hoeveel van julle het dit ook al oorgekom, dat as jy in die winkelsentrum kom, dat pa vir die res sê, gaan julle so lank voor, ek sal julle inhaal. Of iemand vir die ander ene. Een persoon bly agter om iets af te handel terwyl die res aangaan. En gewoonlik is daar mos dan nou nie rede vir kommer nie. Jy weet die persoon sal jou weer kry. En dis min of meer hierdie soort prentjie waarmee ons te doen het hier in Matteus 14. Vers 22 in die ou vertaling 33 sê Jesus het sy disippels beveel om in die skuit te klim en vooruit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy die skare huis toe stuur. En nou het ek 'n bietjie gesit te wonder, hoe sou die disippels nou hieroor voel dat Jesus hulle stuur? Onthou julle, ons moet nou dink aan 2000 plus jaar terug. Ons het nie vandag, dit is nie in 'n lewe van vandag waar jy vliegmasjiene in Ubers en allerlei dinge het met die druk van 'n knoppie nie. Dit was in die tyd van
te voet, in te perd, in te donkie, of hoe ook al, of te skip, julle weet mos nou. So hier vaar hulle nou oor die waters, hoe gaan Jesus nou hulle weer opvang? Hoe gaan hy hulle inhaal? En wanneer gaan hy kom? Hoekom het hulle nie hierdie vrae vir hom gevra nie? Waarom moet ons nou dadelik vertrek? Ons wil mos nou vir u by ons hê. So beter om die ou wat met 'n paar broodjies of visies 5 plus 5000, 10.000 mense kos gegee by jou te hê, as ons nou om alleen te los en aan te gaan. Punt is, dit was reeds laat. 5000 mans plus hulle vrouens en kinders moes nog huis toe gestuur word en Jesus het nog werk gehad. En dalk was dit maar net 'n geval dat die disippels vir hom gehoorsaam was. Klim in die boot en hulle vaar weg, die donker in die land daarna nie, in 'n sterk wind in. Met golwe wat in die boot lekker rondgooi. En skielik kan ek identifiseer met min of meer dieselfde. Ken ek daai gevoel? Jy doen wat die Here vir jou sê om te doen, net sodat jy in 'n storm inloop. Ken julle dit? As ek julle nog nie verduidelik het, dis presies wat met ons trip Malawi toe gebeur het. Soos die een tannie my gevra het, na die tyd, eers doen jy dan seker lekker lang vakansie gehad, jy is mos nou gereed vir die werk, toe ek terugkom aan eerste Sondag, en ek dink, waar was jy? Ek wens ek kon jou saamvat. Want jy ry daar in 'n plek, en skielik begin die goedes breek, en die dinge is nie daar nie, jy weet nie hoe jy gaan klaar kry nie, jou bouer word siek, ons praat maar, ons wil nie die storie oor, ek wil nie weer terugvoer gee nie, maar julle het ons nou gehoor, dit was die een ding op die ander, en die goed wil nie werk nie, en jy kry nie antwoorde nie, en ek dink in ons lewe beleef ons partykeer die krisisse baie groter in ons eie lewe. Jy sien, want ons maak hierdie denkfout om te dink gehoorsaamheid in die Here beteken 'n maklike lewe. Dis nie waar nie, is baie keer die teenoorgestelde. Gehoorsaamheid aan die Here beteken soms om, kan julle onthou wat sê Jesus, jou kruis op te neem. Die disippels is in hierdie storm omdat hulle Jesus gehoorsaam het toe hy vir hulle gesê gaan in. Hulle vertel van 'n klein dogtertjie wat eendag saam met haar pa op 'n roeiboot uitgegaan het op 'n groot dam. En die wind het begin opsteek en dit baie begin brande gehang was ver diep in. Sy het bekommerd gevra, "Pappa, gaan ons sink?" Glad nee, Sissa, moenie worry, pappa is hier. 'n Paar minute later word die wind nog sterker en die golwe raak al hoe groter. "Pappa, is jy seker?" "Ja, my kind. Ek is mos nog steeds hier, is ek nie?" En daai storm het nie onmiddellik gaan lê nie, maar vrees het wel weggegaan. Want sy het begin vertrou. Sy het begin agterkom met haar pa hier by haar, doen hy al die regte dinge vir hom veilig te wees. En dit is wat Matteus ons vandag hier wil leer. Terwyl die disippels met die wind worstel, doen Jesus iets heeltemal anders. Hy gaan op die berg op en hy gaan bid. Net soos Moses in Sinai, hy bid heel nag tot sy hemelse Vader. Want Matteus wil hê ons moet die les leer wat hulle as disippels geleer het. Dit is dat Jesus in kritieke oomblikke dan gaan bid hy. Dis hier in hierdie oomblik wat Jesus bid. Maar so bid hy ook in Getsemane, net voor die kruis. Wat Jesus vir sy disippels leer en wat Matteus vir ons wil leer, is wanneer die druk die grootste is, soek Jesus die Vader die meeste. Dis in die teenwoordigheid van die Vader dat die Here Jesus krag vind. Daar vind hy rus, daar skuil hy in die liefde van God. En dis die les wat elkeen van ons in ons gesinne en ons gemeente moet leer. Wanneer spanning kom,
wanneer werk onseker raak, wanneer kinders swaar kry, wanneer gesondheid jou laat skrik, moet ons leer dat ons eerste reaksie nie paniek moet wees nie, maar gebed. Vriende, hierdie storm wat hulle beleef het, was nie 'n gewone storm nie. Die gevaar het vroeër begin. Daarom het ek julle die stukkie agtergrond gegee. Onthou jy, Herodes het pas vir Johannes die Doper op 'n wrede manier onthoof. So Jesus en sy disippels was ook nou in gevaar. En daarom het Jesus hulle uit die dorpe geneem na afgeleë plekke toe. Maar selfs daar het duisende mense opgedaag. En kan Jesus hulle nie wegstuur nie, genees hy hulle, leer hy hulle en voed hy hierdie duisende mense. En dis miskien hoekom Jesus vir sy disippels sê, gaan net so lank, ek kom. Om hulle van moontlike arrestasie te kan beskerm, want Herodes sou verseker van dit te hore gekom het. En dan bly hy alleen agter om te bid. So ons het hier te doen met 'n storie wat oor baie meer gaan as net 'n storm. Dit gaan oor wat doen ek en jy, en wat doen mense as jou rug teen die muur is. Wanneer boosheid sterk lyk, wanneer jy byna niks het om mee te werk nie, wanneer hoop klein lyk. En tog is Jesus daar. Dis juis op hierdie plek van skynbare hopeloosheid waar Jesus 5000 manne met hulle vrouens en kinders voed. Dis hier waar God wys hy's groter as enige iemand se tekort. En dan vergeet die disippels sommer dit in die enkele ure daarna. Want dis hoe ons mensdom is. Die mens is dom. Ons vergeet. En in die eerste krisis daarna is hulle weer skreeurig, geklarig en bang. En dan sien hulle, sê vers 22, op die see vir Jesus aangeloop kom. Ek is mos nou swemmer, ek weet wat 'n ou water kan doen. 'n Ou spring daarin, 'n ou swem daarin, 'n ou duik daarin, jy snorkel, jy scuba duik. Die een ding wat jy nie met water doen is jy loop nie daarop, dit kan nie. En hierdie vissermanne het dit geweet. En daarom dink hulle eers dis 'n spook. En daarom is hulle eers beskrik. En kan ons 'n bietjie die beeldspraak ook hier inkyk, want die see is nou 'n plek van chaos, van bose magte, van onbekende gevare, van weet daar's niks om aan vas te hou as die golf jou wil insluk nie. Maar Matteus wil nie ons moet vassteek by die vraag, hoe het Jesus dit gedoen nie? Hy nooi ons uit na 'n ander vraag te vra. Wie is dit wat op die water loop? Want jy moet nou onthou, in die Ou Testament, voor Jesus, nee, was dit God alleen wat oor die waters geheers het. In hulle koppe het die Jode mos gedink is net die Vader, hulle ken mos nog nie vir Jesus as God nie. So dis die Vader wat die golwe beheer en hulle beveel. Dit is hy wat die chaos oorwin. God alleen het oor die water gesweef, nie die mense nie. So hier is ook 'n aankondiging van God se kant af wie Jesus Christus is. Hy is waaragtig God, hy loop op water. Hy openbaar homself as die een wat met die mag van die Skepper God optree. Die een wat die hele nag by sy Vader was. Die een in wie God se krag sigbaar word, loop op die water na hulle toe en laat bedaar alles as hy inklim. Dit is ek. Daarom sê Jesus in vers 27, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. En hierdie is woorde wat ook ek en jy nie op die oppervlak moet kyk nie, want dit kom ook uit die Ou Testament uit. Kan julle onthou hoe het God hom voorgestel in die Ou Testament? Wie is hy? Ek is.
Die groot skepper, die Here van die hemel en die aarde. En dis wat Matteus doen. Hy herinner vir ons dat ek is, by hulle is. Sigbaar op die water aankom na hulle toe en dit dan stil maak. Daarom kan nie anders as om in die laaste vers die eerste belydenis te doen wat die mense gedoen het nie. U is waarlik die Seun van God. Maar voordat ons nou daarby kom, as hy hier op die water aankom, hier is God nou by hulle, dan is typies, ou Petrus ook nou weer daar. So, wat sê Petrus voor? Ons sou sê lekker wintie, uitdagend, daar is allerhande woorde daarvoor. Typies Petrus sê, so Here, as dit nou eers sê, ek moet kom. En dan sê Jesus vir hom, kom. En dan klim hy uit, en hy loop, en die Bybel sê vir ons tot naby aan Jesus. En dan skop die mens dom weer in. Want dieselfde, kan ek verskoon nou net 'n bietjie banaliteit, dieselfde voel wat besig is om op die water te loop, begin na die golwe kyk. Hoe stupid kan jy nou wees? Ek weet nie, ek het dit tog nie kon regkry nie, maar ek bedoel, en dan kyk jy na die wind en die golwe. Nou ek hou van wat Petrus nie doen. Hy probeer nie dan nou nog voorgee alles is reg nie. Hy roep sommer net uit, Here red my. Hy gee nie voor nie, Here red my. En vir die hoeveelste keer, wat doen Jesus? Hy steek sy hand uit. Onmiddellik. Hierdie keer doen hy sonder die woorde. En dis 'n pragtige beeld, vriende. Want ek weet nie waar jy op hierdie stadium in jou lewe is nie. Maar wanneer ons geloof klein raak en wanneer ons moed breek, wanneer ons begin sink, is Jesus se hand reeds op pad uit na ons toe. Petrus se verhaal gaan nie net oor sy impulsiewe persoonlikheid nie. Matteus wys vir ons iets baie groter. Die krag wat in Jesus openbaar word, bly nie net by Jesus nie. God deel sy krag met die wat hom volg. Hy nooi gewone mense, mense soos Petrus, mense soos jy en ek, om uit die veiligheid van die boot te klim. Ja, in die rowwe see was die boot die enigste ding waaraan hulle kon vashou. Die gemaklikste ding wat hulle kon hê, die enigste ding wat hulle laat dryf. Dit voel veilig. Maar hier is die punt. Geloof groei selde binne ons gemaksones, vriende. God roep sy kerk vandag ook uit die boot uit. Uit ons tradisies uit ons selftevredenheid, uit ons gemak uit, na mense wat honger is, na mense wat arm is, mense wat alleen is, na 'n wêreld vol onreg, vol uitdagings, nasionaal en ekonomies, gebroke verhoudings. Dit vra buitengewone moed. Maar God gee buitengewone genade. Daarom kom daar wanneer die lewe eenvoudig te veel raak. Miskien sit iemand vanmôre hier wat voel of hy of sy verdrink. Onder skuld en bekommernis, siekte, eensaamheid, teleurstelling en verlies. Leer gou Petrus se 3 woorde gebed, Here, red my. En kyk en luister na Jesus se antwoord, nie hierdie keer met woorde nie, net met 'n uitgestrekte hand. Want dit is wie Jesus is. Hulp is byderhand. Eendag sal elkeen van ons nog een storm moet deurgaan. Ons gaan vriende en familielede moet agterlaat. En ons gaan die tydelike na die ewige toe moet oorgaan. Maar ook daar geld dieselfde waarheid. Ons moenie bang wees nie.
Ons moet ons oë ophou by Jesus, na Jesus toe. Hy sal ons veilig deur die laaste waters neem. Ek wil klaarmaak. Loop op water is vir ons as mense onmoontlik. Maar geloof gaan nog nooit oor wat mense kan doen nie. Geloof gaan oor wat God kan doen. So met geloof en God gegewe moed kan individue verander. Gesinne kan herstel, kerke kan nuwe lewe kry, gemeenskappe kan verander en storms kan oorleef word. En wanneer ons begin sink, is Jesus reeds besig om sy hand na ons uit te steek. Daarom, as Jesus vir ons sê, gaan so lank, kan ons met vertroue antwoord, Here, ons sal gaan, want ons weet, U sal ons inhaal. Vader, Here Jesus, Heilige Gees, vandag wil ek vir U vra dat U asseblief ons geloof sal genees. Here, maak ons geloof weer sterk. Ons bid dat ons deur die krag van die Heilige Gees sterk sal wees, Here, in ons geloof. Soos die skrywer hier van Matteus Evangelie, maar ook Hebreërs 12 sê, laat ons ons oë op Jesus gefestig hou. Jesus, U is die een wat ons geloof begin het. En U sal dit ook sterk maak en dit voltooi. As ons opkyk na die hemel saam met Jesaja, en ons wonder wie die sterre gemaak, herinner ons tog, Here, dat U daai sterre een vir een uitroep, elkeen op sy naam. Dat U met U groot krag en U groot mag sorg, dat nie een van die sterre in die hemel ontbreek nie. Here, soos wat die psalmskrywer en Matteus vanoggend vir ons ook sê, U heers oor die see. U is die een wat die golwe en die storm stil maak. En vandag kom sê U vir ons dat hierdie God, wat die hemel en die hele aarde in stand hou, die see en alles daarop, aan my kant is. Die God wat oor die groot oseane regeer, noem my sy vriend en vriendin, sy kind. Here Jesus, ons leef veilig onder U sorg. Ons lewensverhaal is in U hande. Ons toekoms is veilig by U en vol hoop. Daarom gee ek alles en almal vir U. Here Jesus, ons gee alles en almal vir U. Amen. Kom ons dien die Here ook met ons dankoffers.
Ons gaan afsluit met lied 207, eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun ons verlosser en vriend. Vers 3 sê, wek in ons liefde, o Heer, vir u waarheid. Waarheid gee insig, versterk en maak vry. Vers 5 sê, Heer van die skepping en Heer oor ons lewe. Niks wat u aandag, u almag ontgaan. Groot is die werke, herskeppend die liefde. Vers 1, 3 en 5, lied 207, en ons bly staan vir die seën en die wegsendingslied daarna. Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie ene, ons lof en ons lied. Ere aan God, Heer van alle ere, want nou kan ons deur sy woord, sy Gees, gee ons die liefde, geloof en vertroue, om u gehoorsame kinders te wees. Wek in ons liefde, o Heer, vir die ware, waarheid maak weg. Gee ons die liefde, geloof en vertroue, om u gehoorsame kinders te wees. Heer van die skepping en Heer oor ons lewe, niks wat u aandag, ja mag ontgaan. Groot is u werke, het skepping en liefde, Heer, Heer, is u heilige naam. Ere aan God, Heer van alle ere, want nou kan ons deur sy woord en sy Gees, gee ons die liefde, geloof en vertroue, om u gehoorsaam kinders te wees. Gaan nou in vrede en onthou, wanneer die storms van die lewe woed, kom Jesus na jou toe. Nie altyd om die storm stil te maak nie, maar altyd om jou hand te vat. Mag jy hom vertrou, selfs op die golwe. Mag jy hoor hoe hy sê, moenie bang wees nie, dit is ek. En mag jy getuig van sy nabyheid oral waar jy gaan. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly met en in julle almal. Vrede van God, die vrede van God, die vrede van God is met jou.
Jesus nou